Goeiemôre, baie welkom by hierdie week se koffiekuier. Nou Neil het laasweek Handelinge 3 hanteer. So ek gaan so 'n bietjie saam met u vanmôre 'n bietjie kyk na Handelinge 4. Eintlik loop die twee so hand aan hand en Handelinge 4 se uitloop loop weer in hoofstuk 5 in. So dis eintlik 'n eenheid en mense moet miskien so daarna kyk. Maar voordat ons daarby kom ons bid saam. Hemelse Vader, baie dankie vir ons saamwees. Dankie dat ons die gawe van die woord het, dankie dat ons dit kan bestudeer, dankie dat ons daaroor vrae kan vra, daaroor kan wonder, kan dink, kan bid. En dankie dat u op 'n manier verbokend ons begrip en verstand, deur die werking van die Gees u woord vir ons oopmaak, sodat ons die hartklop kan verstaan. Praat nou ook met ons deur die woord in Handelinge 4, sodat ons ook daardeur gerig sal word. In Jesus naam, amen. Nou, Handelinge 4 is 'n voortbouing op die wat eintlik begin in Handelinge 3 met die genesing van die verlamde man. So Petrus en Johannes was nog besig om die mense te praat oor die priesters, die bevelvoerders en die tempelwag en die Sadduseërs op Petrus se afstorm. Die priesters en die ander was onthuts omdat die apostels die mense geleer het en verkondig het dat die opstanding en die dood deur Jesus se opstanding 'n werklikheid geword het. So waar begin hierdie verhaal? By Petrus en Johannes, wat betrokke is by die genesing van 'n man wat baie lank verlam was, krepeel was, in Salomo se pilaargang. En dan staan mense verwonderd oor wat hier gebeur, en begin hulle vrae vra. En Petrus begin getuig in hierdie Salomo pilaargang tempel, oor wat hier gebeur het. En wat hy vir hom sê, is die Jesus, wat julle gekruisig het. Hierdie Jesus, het hierdie man genees. Dis deur sy krag, dat hy genees is. Hierdie Jesus wat die skrif sê, Deuteronomium 18 vers 15 en 16 en Genesis 12 vers 3. Dit was die profeet wat Moses verkondig het, wat kom, wat seën vir die nasies. Die God wat seën vir die nasies, vir Abraham beloof het, dis hoe sy seën gebeur. En nou het julle hierdie ou gekruisig. Maar is hy, in wie se krag ons hierdie man vandag gesond gemaak het. Nou, dit is baie interessant, dat wanneer hierdie mense op hom afstorm, dan arresteer hulle nie in die eerste plek omdat hulle mense toegespreek het en geleer het nie. En ons sal nou kyk oor hoekom spesifiek dit so gebeur. Hulle word gearresteer omdat hulle leer dat Jesus uit die dood uit opgestaan het. Nou weer eens, kry ons hierdie baie interessante ding, dat hulle het hom destyds gesteel, of destyds gekruisig, omdat hy gesê het, dat hy die Messias is. Nou, is dit so algemene kennis nou, dat hy die Messias is, en sy krag van haar wonderwerke en al die goeders gedoen. Maar nou kom hulle met 'n nuwe aanklag. Nee, jy mag nie sê dat Jesus uit die dood uit opstaan nie. Dit bestaan nie. Want jy sien die Sadduseërs, die Joodse sekte waarvan baie priesters deel was, het nie in die opstanding geglo nie. Maar nou is die dilemma, as die storie eers uit is, dan kry ons 'n moeilik contain. Mense het ons nou reeds die boodskap gehoor,
En daar staan in Handelinge 4 vers 1 tot 4, honderde mense het tot bekering gekom. Inteendeel, daar staan in vers 4, tog het baie van die mense wat die prediking gehoor het, gelowig geword. En die getal gelowiges het aangegroei tot omtrent 5000. En dan begin so half 'n tweede beweging in Handelinge 4. Die volgende môre het die raadslede, die familiehoofde en die skrifgeleerdes in Jerusalem vergader. Ook die hoëpriester Annas en Kajafas, Johannes, Alexander en al die lede van die hoëpriesterlike familie was teenwoordig. Hulle het die apostels ondervra, deur watter krag en in wie se naam het julle dit gedoen? Weereens verduidelik Petrus dat die krag van Jesus van Nasaret gekom het. Hierdie Jesus wat die Joodse kerk gekruisig het. Maar sê hy het weer opgestaan. Trouwens, sy dood en opstanding bring verlossing vir die hele mensdom. Nou interessant, kyk nou mooi. Hier staan in vers 7 deur watter krag en in wie se naam het julle dit gedoen? En dan praat hierdie geesvervulde Petrus oor hierdie weldaad aan 'n siek man en oor hoe hy gesond gemaak is. En sê, julle almal en die hele volk Israel moet weet dat dit in die naam van Jesus Christus van Nasaret is, dat hy hier gesond voor julle staan. Die Jesus vir wie julle gekruisig het, maar wat God uit die dood uit opgewek het. Hy is die klip wat deur die bouers afgekeer is, hy het die belangrikste klip in die gebou geword. Hy bring verlossing, niemand anders nie. Daar's geen ander naam op die aarde aan die mense gegee, waardeur God wil hê dat ons verlos word nie. Nou, Petrus se intelligente en siggewende getuienis hier in die Sanhedrin verstom hulle. Want hulle weet, Petrus is nie 'n opgeleide persoon nie. Daar staan vers 13, die Joodse raad was verbaas toe hulle vrymoedigheid sien, want die raad het geweet, dis maar ongeleerde en die eenvoudige mense. Dis eintlik maar net 'n versagtende term van, hulle was harde vissermanne, wat met hulle hande gewerk het. Dink was nie groot in hulle dagprogram nie. Maar nou sit die raad voor 'n dilemma. Want aan die een kant wil hulle nou weet, hulle soek nou rede om verder te gaan met hierdie klag. Maar die man wat nou genees is, wat hulle almal deur die jare gesien het, en niemand kon daar niets doen nie, die man staan nou tussen hulle. Nou wat maak hulle nou? Daar staan vers 14, en toe hulle nog boonop die gesonde man by die apostels sien staan, kon hulle niks teen hulle inbring nie. Die raadslede het hulle toe beveel om die raadsaal te verlaat en die saak met mekaar bespreek. Nou dis dieselfde Sanhedrin, dieselfde owerpriesters, wat saamgesweer het om Jesus te laat arresteer en te kruisig. Is moontlik selfs dieselfde tempelwagte waarvoor Paulus teruggedeins het, bang dat hulle hom sou herken as die een wat Malchus se oor afgekap het, in Johannes 18 vers 10 en 25 tot 27. Maar wanneer hulle nou terugkeer na die ander volgelinge, dan bid hulle nie vir beskerming nie, maar vir moed. Want interessant, hulle bid nie vir beskerming nie, hulle bid vir moed. Hulle haal Dawid aan, wat gesê het, nasies en leiers sal teen God se volgelinge opstaan, maar hulle pogings sal te vergeefs wees. Beteken nie dat God die kerk altyd sal beskerm nie, Handelinge 12 vers 1 en 2, maar deur die krag van die Heilige Gees kies hulle
om daardie gevaar met vrymoedigheid te trotseer, om hulle sending om van Jesus te getuig voort te sit. Nou die kerklidmate speel hierdie eenheid van doel in die eenheid van hulle lewe. Die gelowiges wat tans in Jerusalem is, waarvan nie almal daar woon nie, Handelinge 2 vers 9 tot 11, ondersteun nou die apostels in hulle werk. En dan kry ons hierdie ongelooflike interessante stukkie oor die onderlinge mededeelsaamheid. Die groot getal wat gelowig geword het, was een van hart en siel. En as jy nou mooi dink oor hierdie gedeelte, dan klink dit baie soos 'n sosialistiese beweging. Die kort en lank en die oorwegende rede hoekom dit so is die volgelinge van die Here Jesus besef, as ons nie na mekaar kyk nie, niemand gaan na ons kyk nie. En dit dryf teen ons boodskap en ons getuienis in, as party mense nie genoeg het om van te lewe nie, en ander meer as genoeg het om van te lewe. So kom ons deel ons goed mekaar. Maak ons 'n nuwe orde. Word die koninkryk van God sigbaar, omdat mense na mekaar omsien. Hulle deel hulle besittings, sodat almal nodig het. Sommige verkoop selfs hulle grond en hulle huise en gee die geld aan die apostels. Een van hulle is 'n Lewiet van die eiland Cyprus met die naam Barnabas. Nou, ek wonder of u weet wat die naam Barnabas beteken. Een goeddoener. Iemand wat mense moed in praat. Vers 36b. So as jy nou dink ook aan ons eie Barnabas beweging in die gemeente, dan is dit eintlik waaroor dit gaan. Barnabas beteken om iemand met moed in te praat. En hierdie Barnabas, wat nou nog net die Jesus-volgeling is, word binnekort die man wat Paulus, 'n voormalige vervolger van die kerk, Handelinge 8 vers 1 en 3 en 9 vers 26-27, dan in die Christelike kerk integreer. So dis Handelinge 4 kortliks. As daar vragies is wat julle het, wat julle wil hê ek moet volgende keer hanteer, en stuur dit vir my, en dan praat ons verder daaroor. Mag julle 'n wonderlike geseënde dag hê. Vrede.